Goeienaand, baie lekker om saam met jou op 'n maandag aand te kuier en glo dat jy een een goeie dag agter die rug het en dat jy reg is vir die res van die week. Mag jy vanaand sommer net kom rustig sit en hoor die woord van die Here. En vir jou wat ingeskakel is, baie welkom, baie dankie vir die tyd wat jy saam kuier op die aanlyn. Mag jy geseën en gevul word met wysheid en insig en met krag uit God se hand uit. Mag hierdie vir jou ook 'n sessie wees van, jy weet wat daar vir jou dalk antwoorde kom op baie van jou vrae. Moontlik het jy net nodig vanaand om geïnspireerd te word deur moontlik iemand wat iets post op een van ons blaaie. Onthou ons WhatsApp groep in die aande op jy weet maandag tot donderdag aande is dit ons tussen 8 en 9, sondagoggende 10:00 en dan sondaande 8:00. Ons het 'n Telegram groep. Jy kan outomaties sommer net op die Telegram groep gaan waar ek jou maar net of jy kan maar net opgaan daar Pastoor Stef en dan op Facebook Pastoor Stef. As jy nog nie my follow my. Op YouTube gaan subscribe, dis gratis. Op TikTok, Pastoor Stef, daar so 48, bykans 48,000 followers op TikTok. En ek wil vir jou sê, daar's omtrent daar's 20 ander Pastoor Stef pages met my foto. Dis nie ek nie. Daar's een wat 11,000 followers het. Nou iemand like my baie wat dan my goed sommer daar op post ook, maar dis nie ek nie. Dis maar een of ander scammer wat dan die mense nader met een of ander geldskema. Ek sal nie vir jou boodskap stuur en aan jou enige geldskema of bitcoins of enige forex adverteer en vir jou sê ek kan jou R250 as jy dit gou by my belê op WhatsApp, kan ek dit vir jou in 'n dag verander na R2,500 toe nie. Jy weet, daai werk nie vir my nie. En ek wil vir jou sê, pas op vir hierdie scammers en hierdie is my enige pages waar ek op live is en dan plaas ek dit dan op my YouTube kanaal hierna en dan ook op TikTok. Baie lekker om saam mee te kuier. Nou, jy sal ook sien, iemand het my die ander dag gevra of nou so 'n week terug, is dit jou bankbesonderhede? Daai bankbesonderhede wat jy op my live sien op Facebook is die enigste bankbesonderhede wat daar is. Ek gebruik geensins ander en ek sal ook nie sommer vir jou enigsins iets aanstuur nie. Dit is my baie lekker om vanaand saam met jou te kuier. En as jy deel is van ons aanlyn kerk en of dalk jou eerste keer is, baie welkom. Geniet vanaand en mag hierdie volgende 3/4 uur vir jou inspirerend wees en ek glo dat jy werklik ook klaar geëet het en ontspan op die bank, of dalk jy al in die kooi, kinders is in die bed en jy sit reg om saam te kuier in die woord van die Here. Nou, vanaand deel ek met jou iets wat ek vanoggend was ek in Atteridgeville en was ek daar by skool gewees en elke kind wat ek vir 'n Bybel gegee het, ek het vir die graad 7, was omtrent so 73 graad 7's gewees by die skool en altesaam omtrent so 70 graad R's en graad 1's. En die dankbaarheid wat ek by hulle sien en hoe hulle na die tyd my kom bedank. Ek het selfs boodskapies van die skoolhoof vanaand gekry wat ouers van gestuur het oor die Bybels wat hulle kinders gekry het. Dan dink ek, jy weet, ons vergeet, jy weet, om dankbaar te wees. Ons aanvaar alles so van selfspreekend. Maar die dag gelaat, ons bly het ingeskakel. Ek sien ons is alreeds hier by die 1000 mense. Baie welkom. En vanaand, Here, wil ek dankie sê vir die liefde, die genade, vir vrede, die teenwoordigheid. Dankie dat U vooruit gaan en ons baie vir ons gelyk maak. Dankie dat U bekend is met my dag van môre. Dat U was al by my môre. En ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie moedeloos en angstig rond te kyk nie, want U, Here, hou my in die holte van die hand. Elkeen van ons is, Here, in U voorsier.
ons is in u plan. En u plan is die beste plan. En Here, baie keer wil ons vanaand erken is ons mismoedig en negatief. En dan loop u sommer deur. En vanaand vra ons vergifnis. Vergewe ons vir daai sondige, natuurlike, menslike eienskap, Here, van ek is, Here, u is te laat en ek is te vinnig en te haastig om te wag. Vergewe ons in Jesus se naam. Amen. Nou, ek het vanoggend iets geplaas op pad na die skool toe, het ek in die verkeer vasgesit. Nou ja, dit gebeur nie baie met my nie, maar as dit gebeur, dan gebeur dit ordentlik. Jy weet mos, wanneer die pop op die fan stryk, dan stryk hy hom ordentlik. Jy weet, en ek het daar gesit en daar was 'n dame in 'n voertuig langs my. En sy was aan die beklei met iemand 10 teen 1 met 'n man. Ek het ons so afgelei. Of ek kon 'n kind gewees het dalk wat studeer wat dalk nooit opgedaag het by sy koshuisstrand nie. Ons is mos maar almal jonk. Ek weet nie. Maar terwyl ek in die verkeer sit, kyk ek as so. En sy het baie moedeloos gelyk. En ek dink toe aan elkeen van ons het 'n wedloop. En in hierdie wedloop raak ons moeg en soms raak ons moedeloos. En die Here se woord leer ons dat ons in moeilike tye baie geduldig moet wees, want hy is elke oomblik is hy met ons. Nou daai van geduld, daai van om te wag. Man, kyk, ek dink as ons nou maar vanaand vir mekaar nou maar met eerlik sê, ons sukkel maar met daai geduld nie. Maar hy beplan en beheer elke oomblik en elke gebeurtenis wat oor jou en my kom. En net soos die Ou Testament reeds van Jesus Christus se lewe, sy sterwe en sy opstanding alreeds in die Ou Testament vertel en ons die vervulling daarvan sien gebeur het deur die Nuwe Testament wanneer ons dit lees. Daar kom nie toevallig iets oor ons wat goed of sleg kan wees nie. Ek wil vir jou sê, die Here beskik oor elke saak. En dit klink vanaand vir jou, of wat sê jy vanaand vir my? Wel, in elkeen van ons se lewensroeping lê daar moeilike eise voor. Maar weet dat God saam met jou, saam met my, saam met ons almal, deur elkeen van dit gaan. En wanneer ons deur tye van swaar kry gaan, moet ons geduldig wees. En jy moet my nou mooi hoor, wat nou dalk deur 'n ding gaan. Raak, is daar een liedjie sê, raak vir my rustig. Nou wil ek vir jou sê, kom ek en jy kom by daai plek om geduldig te wees, en besef dat die Here ook tye van voorspoed en vreugde gee. Ek sien iemand vra, nou gaan dit met my ma, sy is vandag weer baie sleg, al baie vroeg weer hospitaal toe, en nog steeds tot vanaand toetse gedoen, en ons bid werklik waar, ook vir haar vir die dokters verwysheid, wat tans met haar werk. Maar ek kom terug na die woord toe, en ek wil dit by jou los vanaand. Hy gee elke dag. En ek dink dis wanneer daar ongeluk en ongemak met ons gebeur, moet ons tog besef, dat hy gee elke dag vir ons beskerming. Die Here bewaar jou as ware kind van God in elk geval, sodat jy na hierdie lewe na sy koninkryk toe kan gaan. En kom ons kyk wat die Bybel en Jesus se lewe oor hierdie motto vir my en jou leer. Maar ek moet vir jou sê, in my lewe kan ek baie keer vir jou sê, kyk na my, en dan gaan jy toetse dop, want om na mekaar te kyk, jy weet, moenie vir Stefan in die oog gaan nie, want ek gaan jou iewers langs die pad teleurstel.
Ek gaan iewers op jou pad, jy weet, dalk gaan ek iets sê, of dalk gaan iets gebeur wat jy sê, wow, ek kon nie dink dat Stef ooit dit sou sê, of Stef dit ooit sou doen nie. Ons is in die natuurlike en die menslike riekelm, of in die riekelm, waar in die menslike natuur ook foute maak. Maar dan wil ek by dit kom, dat ek nie foute regverdig nie, en sonde ook nie regverdig nie. Maar ek kyk hierna en dan wil ek vir jou sê, hou jou oog gefestig op God. Dit is, ek het gisteraand werklik waar, vanoggend ook ry, toe dink ek aan gisteroggend, as 'n boodskap oor vergifnis, en juis ook oor gisteraand wat ek gepraat het, en ek dink oor my pad, en jou pad, en God, jy weet, gee vir my moed, God gee vir my krag, jy weet, my pakkie is my pakkie, en jou pakkie is jou pakkie. Niks kan jou en my van God skei nie. En dalk moet ek en jy so 'n bietjie stil staan by moed hou, om te leer wat dit is om vas te byt. En daar is 'n refrein wat deur die Bybel loop, en al die gelowiges het dit deur die eeue al heen gehoor. En God sê dit ook vir ons in Jesaja 41, wat jy weet ek baie voor lief is. Hoor wat sê hy, sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende regterhand. Ek het verlede week hierdie selfe versie in 'n boodskap gebruik. En jy kan hierdie Jesaja 41 vers 10 en die 53 vertaling wat ek nou net weer gelees het, kan jy in die 33, en dan die mooi is om in die Message te gaan lees, of in die King James, of in die Duits. Jy kan hom in hierdie vertalings, elke vertaling stel dit so mooi. Nou kom ons terug, en ons vra mekaar, waar kom dan al hierdie kwaad vandaan? Wel, van die duiwel af. Dink maar net aan Job se lewe, in hierdie lewe. Laat die Here nog toe, dat die duiwel, tog waar ek en jy is, kom om ons lewens 'n bietjie te kom omkrap. En baie ongemaklikheid kom bewerk. En hier waar ek by my uitry, vanoggend dink ek gaan 'n kort pad vat hier agter, dat ek nie die hoofverkeer ry nie, en ek sien 'n paar karre draai af. En ek dog, juis omdat ek in 'n nuwe area bly, dat ek gaan hierdie karre volg en skiep ek die hoofpad. Met hom sit al die karre wat toe na die skool toe ry. En daar sit ek. Ek het 'n les geleer. Gaan ek hierdie pad ry op spitstyd? Nie sommer nie. Kom ek en jy, kom by 'n punt om te leer deur ons foute. Kom ek en jy leer om klaar te maak, ook met die gisters en die eergisters. Kom ek en jy leer in ons lewens om te groei. Nou ja, maar in die hiernamaals, as ek nou praat van hierdie ongemak, wil ek vir jou sê, die hiernamaals na hierdie lewe, sal daar nie meer ongemak wees nie. Want die Here sal dit nie daar toelaat nie. En weet jy wat mooi is, of nie mooi is, wat die wonderlik is? Lucifer sal ook nie daar wees nie. En ons leer uit die Bybel, dat niks wat gebeur, en ek wil jy nou mooi hoor, ek gaan nou iets sê vir jou, niks wat gebeur in jou en in my lewe is per toeval nie. Maar uit God se hand, wat jou en my dalk toekom. En ons bely dat ons vir die toekoms ons volle vertroue in God stel. Nou vanaand wil ek vir jou sê, ek het vandag met hierdie ore nie die beste nuus gehoor wat ek wou hoor nie. Maar ek moes vinnig dit omsit om vir myself te sê, wat gaan ek met dit doen? Gaan ek daaroor lag of gaan ek rustig wees? Of gaan ek maar net daaroor top? Jy en ek het 'n keuse in 2025. En ek wil nie eers sê die middel van my nie, want ons is al oor dit.
Jy het 'n keuse wat jy sien, of dit 'n effek gaan hê op jou menswees, en gaan dit uitkom in 'n manifestasie, of gaan jy rustig wees? Ons vertroue sal so vas wees dat geen skepsel of enige iets ons van die liefde van God kan skei nie. Die oomblik wanneer jy jou vertroue in God stel, kan niks jou skei van dit nie. Hy sê in Romeine 8 vers 38-39, hoor hoe mooi kom hier die gedeelte. O, dit is my pragtig. Hy sê, hier is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Nou Stef, wat is die doel met my swaar kry? Wat is die doel met hierdie moedeloosheid? Wat is die doel met dit? Wel, ek wil vir jou sê, en hoor gou, daar is 'n doel met swaar kry. Jy sê dalk, joh, maar jy is vanaand, wil al die swaar kry en al die ellende, wil jy goed praat van my. Hoe kyk jy na dit? Hoe kyk ek na bepaalde uitkoms? En op 'n ander plek leer die Bybel dat ons nie moedeloos word nie. Swaar kry het 'n bepaalde doel in jou en in my lewe. En jou swaar kry en my swaar kry en die bure se swaar kry is nie dieselfde nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, sê die Here, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe volgens 2 Korintiërs 4 vers 16. So die Satan het baie beplanning in die mensekultuur ingebou waarmee hy die mens op die indruk wil bring dat daar magte daar buite is om ons as mens te wil kom roof van dit wat God van ons gestoor het. En dis nou maar die lot, is nou maar so beskik. Nee. Maar teenoor al hierdie valse opvattende openbaar die Here homself baie duidelik. En hy is van ewigheid tot ewigheid toe God. Ek wil vanaand vir jou sê, hy is God. Ek wil vir jou sê in jou storm, hy is God. Ek wil vir jou sê in jou swaar kry en jou seer en jou pyn en jou traan en jou hartseer en verdriet en in dood, hy is God. Hy verander nie. Alle mense wat 'n groot afhanklikheid aan die Here het, sal ook verstaan hoe swak en verkeerd ons as mens kan wees. Ag jene, was ek nie al baie keer swak en ongelowige Thomas nie. Wou ek nie ook almal omgedraai het langs die pad oor sekere tye in my lewe nie. Maar ek hou vas. Want dit is waarom hierdie skrywer kom in Psalm 38. En hy sê in vers 19 iets moois. Hy sê, ek bely my ongeregtigheid. En dan sê hy, my sonde kwel my. Jy sien, dit is waar ons bekommernis behoort te lê. Hy weet nie wat bekommer jou nie. Ons sondes moet ons kwel, sodat ons daai ongeregtigheid wat ek en jy het, kan bely. Vroeg vanmiddag het ek 'n bietjie gaan stap. En terwyl ek dink ek het seker so 5 kilos gestap, nie ver nie, wat het gevoel soos 100 kilos. Maar terwyl ek so stap, toe sê ek, Here, hierdie is die seisoen. Hierdie is my seisoen. En ek gaan nie toelaat dat iets kom roof en steel en my van dit af my fokus verwyder van die liefde, die onvoorwaardelike guns. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek wil vir jou sê, hou dit in gedagte, Jesus Christus
is hoekom ons kan moed hou. Onthou altyd dat die Here Jesus sy hele lewe, sy lyde, sy sterwe, sy opstanding, die onwankelbaarheid van God se raadsplan oor ons lewens bewys. En weet jy wat die mooi is? Die Here Jesus was in die voorsienigheid beloof. En ek kyk vanaand en ek lees dit en ek kom tot die besef toe ek hierna kyk, dat sy liefde is elke dag nuut. God wil ek en jy met hom beleef en ervaar elke dag op 'n ander vlak. En toe kom hy en hy vervul al die beloftes wat die Here oor die eeue in die Ou Testament oor homself beloof het. En die dinge is beloof en gegee, natuurlik sodat ek en jy, sodat ons kan moed hou om juis waar ons nou is, jy weet, op God te vertrou. Ons bid so baie vir mekaar. En ons is so geneig om, jy weet, te sê wanneer, Here. Wanneer, Here. En kom ek en jy hou nie op om vas te hou aan God en aan sy beloftes nie. Ek wil vanaand vir jou sê, hou goeie moed. Ek wil vir jou sê, ons hoef ons nie te skaam as ons bang en moedeloos word nie. Die Here was ook bang. Ons vergeet dit baie keer. Hy sweet bloed van vrees vir wat voorlê en tog besluit hy om in gehoorsaamheid aan God, om aan die haat en aan die skynheiliges en die fariseërs en die sadduseërs van die mense oor te gee, sodat ek en jy gered kan word. Jy sien, hierdie redding geld vir jou en my. Geld vir ons. En daarom mag ons dit toelaat. En wil ek jou bemoedig, dat jy nie sal toelaat dat die moedeloosheid iewers ons van die pad aftrek en parkeer sodat die lewe by ons verbygaan nie. Die hartseer is dat mense mis die nou oomblik. Geniet nie meer die lewe nie. Ons is geroep om die lewe tot eer van God te leef en uit te leef. Die aand voor die kruisiging maak die Here die disippels wakker en moedig hulle aan om nie by hierdie lewe met sy dinge vas te steek. En hy daag hulle uit om te gaan bid en nie net te wil gaan slaap nie. Hulle moes hulle versiere stel op die tyd, ander kant ons geskiedenis, wanneer die Here hierdie wêreld gaan oorwin het. En dan sê Jesus hierdie woorde in Johannes 16, en dit is so mooi, kom in vers 33, en hy sê, dit sê ek vir julle, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Ek wil jou uitnooi om, daar waar jy sit, sommer hierdie boodskap te share. Kom ons share hierdie boodskap vanaand. Want dit is hierdie woorde waaraan ons elke dag kan aan vashou. Juist sodat ons tot eer van God kan leef. En hoor my vanaand,
Nie saak wat met jou en met my gebeur nie. God het vir jou my oorwinning instoor. God het instoor dat ek en jy by hom moet kom sit en kom geniet sy volheid. Ek kan dit nie oorbid klemtoon en dit voel al soos 'n cliché dat ek dit elke aand sê, maar jy moet die beloftes van God kan ken en kan as jy nie die beloftes van God kan in jou hart grafeer nie, hoe gaan jy weet as die storms kom wat om te spreek? Ek het gisterand gepraat oor ons eie krag, dat ons op dit moet staat maak nie. Vanaand wil ek weer vir jou sê, laat die Here jou weg, ken die Here in al jou weë, en dit sal jou paaie gelyk maak. Vir my was vanaand so nodig gewees om bietjie hierdie gedeelte met jou te kom deel, want mense is moedeloos oor werk, mense is moedeloos oor die toestand van ons politiek, oor hulle situasies in hulle huise. Mense stuur vir my daagliks honderde boodskapies, en dan kom jy agter dat hulle is besig om handdoek in te gooi. Hulle is besig om klaar te maak met die lewe. En vanaand weet ek dat ek weet. Hierdie is 'n boodskap wat ek en jy naby ons harte moet hou. Ons moet ons fondasie reg kry. Ons fondasie kort reinforcement. Dit kos dat net soos jy 'n huis bou, moet daar gif gespuit word sodat die termiete nie kan oorneem nie. Jy weet die beton wat jy meng moet die regte sterkte wees. Dit hang van die MPA af, want of dit 'n enkel verdieping of 'n dubbel verdieping sal wees. Dit hang af van pilare. Die grond is so belangrik voor die tyd om monsters te neem, sodat jy weet wat se tipe kompaksie moet gedoen word voor jy eers begin. En partykeer vat dit langer om die fondasie voor te berei en die blad te gooi, as om julle huis te bou, bo op dit. En hierdie is so belangrik in my geloofsekerheid en in my wedloop, dat my fondasie, dat my struktuur in orde sal wees. Dat ek en jy sal sê, Here, jy is hier waar ek myself nou vind. Wys vir my vanaand terwyl Stef bedien, waar daar dele is wat ek kan moet werk. Dele wat ek moet teruggaan en moet regmaak. Dele wat ek kan meer aandag moet gee. Sodat ek van 'n baba na 'n kind, na 'n tiener, na 'n volwasse stadium toe kan groei in die Here. So nodig. Here, vanaand bid ek vir hierdie man en vrou om goeie moed te hou, sterk te staan, vas te hou en nie angstig rond te kyk nie. Vader, dankie vir die woord wat die waarheid is, die woord wat, Here, vir ons 'n lamp vir ons pad is. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand stil te kan staan by 'n oomblik om maar net hierdie batterye bietjie te kom charge. Hierdie mens wees wat moeg en moedeloos soms raak. En vanaand is die Here, U is my sterkte, U is my hulp, U is my krag, U is my redding. U is my force. En net soos Job deur dinge gegaan het, Here, moet sy moed hou. En vanaand wil ek dankie sê, Here, dat ons moed, ons nie begewe nie, maar dat ons in U vashou. Ek bid vir jou vanaand die seën van die Here toe. Ek bid vanaand vir jou oorwinning, ek bid vir jou vrede en sterkte en genesing. In Jesus se naam. Amen. Dit is my baie lekker om saam met jou te kon kuier vanaand. Hierdie boodskap gaan ook nou op ons YouTube kanaal wees en dan ook op TikTok gaan ek kom plaas. As jy hom in PDF formaat graag wil hê, en jy's nog nie op ons WhatsApp groep en jy stuur vir ons 'n boodskap, ek plaas jou onmiddellik op ons groepe sodat jy dadelik vanaand
ook hierdie boodskap kan ontvang, sodat jy dit kan aanstuur, sodat jy dit kan gebruik vir huisgodsdiens, sodat jy dit kan gebruik in jou stilte tyd. Wie weet, dalk is daar iemand wat deur 'n ding gaan wat jy nodig het om hierdie vooraan te stuur. En dit is dalk so nodig. Was vir my baie lekker gewees vanaand om saam met jou te kuier, goedheid en guns, en sien u môre aand die Here seën.